My naam is PW van Aswegen. Ek is die skoolhoof by Hoër Volksskool Potchefstroom. Die landbou is ontsettend belangrik vir ons holistiese ontwikkeling by ons leerders. Volksskool wil regtig waar daardie gaping in die mark vul. Dis ons regtig waar belangrik ook dat ons kinders praktiese vaardighede leer. En ons landbou het ongelooflik ontwikkel die laaste jare. Besproeiing is een van die groot kwelpunte in Suid-Afrika wanneer ons praat van voedselvervaardiging of voedselproduksie. As gevolg van watertekorte, as gevolg van elektrisiteitstekorte ensovoorts. So ons wil regtig waar vir die leerders, wil ons leer hoe om dit volhoubaar te kan doen en hoe om dit reg te kan doen. Ons skool is 'n skool wat ryk is aan tradisie, maar ons het ook baie uitdagings. En een van daai uitdagings, soos wat ek dink in baie van die skole in Suid-Afrika is fondse en finansies. Ons is trots daarop om te kan sê ons is 'n Afrikaanse skool. Ons is trots daarop om te kan sê dat ons vir Abraham Kriel Kinderhuis kinders 'n heenkome is, maar ook 'n tuiste is. In daardie hoedanigheid het ons mense soos Rentjie nodig wat ons kan ondersteun sodat ons hierdie drome van ons werklikheid kan maak. Ek is Johan Herbs en ek gee landboutegnologie by Hoër Volksskool Potchefstroom. As ons gaan kyk waar dit begin het dit met Rentjie begin. As dit nie vir Rentjie gewees het wat vir ons die spulpunt moontlik gemaak het, dink ek nie sou ons al getrek het waar ons trek nie. Mense het gesê, hoekom begin julle met 'n spulpunt eers, hoekom nie die grondverskuiwing, toespan ensovoorts. En ek dink as dit nie gewees het dat hy daar gestaan het, sou dit dalk nog nie eers getrek het waar dit vandag trek nie. So hulle het dit vir ons absolute droom moontlik gemaak. Deel van ons graad 12 se syllabus het besproeiing in en spulpunte in. So hulle kry eersterangs ervaring met spulpunte en hoe dit werk, wat is die toediening van water, die beplanning rondom dit, hoeveel water jy kry. As ons gaan kyk na die volhoubaarheid van dit, ek bedoel, as jy gaan kyk na, heel eerstens is dit jou doeltreffende waterverbruik. By ons is dit regtig, ons is bevoordeel, omdat ons so groot terrein het, is ons by Waterwese reeds geregistreer as 'n groot besproeiingsgedeelte. Ons het 'n dam wat ons uit die kanaal uit besproei, ons hele terrein. Dit is ideaal vir ons om dit te kan gebruik. En ek bedoel, die seuns besef ook, water moet spaarsame gebruik word en jy moet dit toedien vir kultivare en vir plante so op aanvraag, dat jy nie dit moet mee mors en ek bedoel, omrede daar 'n skaarsheid aan water is. As gevolg van die spulpunt het ons die eerste keer nou 'n klomp mielies geplant. Dit is, ek sal maar sê, dis rou grond wat ons die eerste keer plant, maar as ons gaan kyk na dit wat op die land staan op die oomblik, dink ek dit is 'n geweldige opbrengs vir die eerste jaar. Die kapitaalinspuiting wat daai opbrengs vir ons gaan bring, ek kan nie vir jou sê wat beteken dit vir ons landboudepartement, want ons landboudepartement gaan nou ewe skielik onafhanklik funksioneer en ons gaan uitbrei, want ek bedoel die langtermynbeplanning is om voerkarale op te sit agter. Ons wil dit juis bemark die eerste jaar as groenmielies. Ons het dit ook so in 2 sarsies geplant dat ons nie die hele blok op een slag moet pluk nie. Ons gaan vandag die helfte van daai blok gaan ons pluk en ons het mense wat dit vir ons kom oes. So ons wil die hele eerste jaar se oes wil ons net verkoop as groenmielies. So vir ons as volksskool, vir ons gemeenskap, dink ek is dit vir ons baie belangrik dat ons van dit 'n reuse sukses moet maak. Ek is Johannes Lombard en ek graad 12 by Hoër Volksskool. Ek is Philip Niemand, ek is ook graad 12 by Hoër Volksskool. Vir ek wat op 'n plot bly en nie te doen het met 'n spulpunt of plant nie, is dit regtig iets besonders om te ervaar waar ons werk en sien hoe word dit gedoen en ek het nooit eers geweet 'n spulpunt so groot nie totdat ek dit gesien het. Ek het nou op die plaas groot geword en goed. Ons leer nou by die spulpunt baie meer die presiese goed daarvan. Van hoeveel pitte jy per hektaar moet plant. Daai alles speel nou 'n rol wat ek nooit geweet het 'n rol speel nie. Ek het nog altyd net gedink jy het 'n planter, mielie en grond en dit moet alles bymekaar kom en dan groei dit. Ons eerste indruk van die Rentjie spulpunt was, ek het nie lekker geweet soos okay, wat trouens nou doen of trouens nou afshow iets nie. Ek het daar deur geloop en was die mielies nog eers kop uitgesteek en nou die dag toe ek al aankom is hulle almal langer as ek. My eerste indruk was ek kon nie verstaan hoekom het hulle die spulpunt opgesit voordat hulle nie die land reg gekry het nie. Toe later toe besef ons okay nee, ons moet nou die spulpunt reg kry want die grond was ongelooflik hard, so hulle kon glad nie op die grond gewerk het nie. Dit het my baie opgewonde gemaak om te weet dat ons nou nie elke dag noodwendig in die klas gaan sit nie, maar dat ons ook bietjie kan uitgaan en asem gaan haal in die lande. My naam is Philip Koetser. Ek is die verkoopsbestuurder by Rentjie Suid-Afrika. Rentjie is so betrokke in die landbou in Suid-Afrika en in die res van Afrika. So om te begin om by skole betrokke te raak waar ons kan 'n bydrae maak om die boere van die toekoms te ontwikkel en dalk hulle net 'n blootstelling gee aan die landbou en aan besproeiing in die landbou is ons doelwit om die volgende geslag van boere te begin ontwikkel.
Ons het nogal aanvanklik toe die spulpunt opgesit is, voordat daar nou nog pype gekoppel en water is, was daar baie vrae oor wat gaan hier aan. En soos wat die projek ontwikkel het, die mielies geplant is, die mielies begin opkom het ons al hoe meer gesien dat mense opmerkings maak daaroor. En as ons kyk hoeveel maatskappye betrokke is vandag hierso en met hierdie oes betrokke was, dan beteken dit net vir ons as Ryntjie, daar's 'n groot belangstelling in die landbou en daar's 'n groot blootstelling vir elkeen van ons wat betrokke is hierso. Ja, van ons kant af ook net vir Volksskool, dankie vir die geleentheid wat hulle ons gegee het om betrokke te raak. Ons dink dit is 'n unieke geleentheid, die feit dat hierdie plaasie van hulle letterlik op hulle erf is, op hulle perseel is, maak dit net alles makliker. Daar's baie ander skole wat ook in hierdie selfde rigting praat, maar Volksskool het verseker die pad oopgemaak om die eerste te wees wat dit tot op hierdie vlak vat. Ek wil dankie sê vir Ryntjie. Dankie dat julle bereid is en dat julle betrokke is by skool soos Volksskool. Dit is vir ons 'n groot voorreg en ons waardeer julle ondersteuning verskriklik baie. En vir almal wat die video kyk, wil ek sê jy kan nie 'n fout maak as jy Ryntjie gaan hê.